welkom. Geniet dit hoor. Goed mense, ek dink dat selfs op die lewendige stroom baie welkom vir u wat daar is en ons weet dat die Here gaan u ryklik seën, elkeen wat in die kerk is vanaand en ons weet dat God het met elkeen 'n afspraak in hierdie aandure. Jy weet dat die Here werk op besondere wyse en ons ingesteldheid wat ons het. Susan Potgieter het gesê, jy moet ingetune wees. En as jy nie ingestel is, kan jy dalk heeltemal mis wat God vanaand vir u instoor het in hierdie diens. Ons moet nie ons laat mislei partykeer deur omstandighede nie. God is hier vanaand om iets groots vir iemand te doen. En jy kan uitstap vanaand met 'n groot wonderwerk in jou eie hart en in jou eie lewe. Loof die naam van die Heilige Pastoor Johannes. Vra vir ons te kom bid vir hierdie diens. Direk daarna gaan ons tiendes en offergawes gee vir die werk van die Here. Dan gaan ons lekker sing tot eer van die Here en lekker luister na die woord van die Here tot eer van die Here. Amen. Amen. Baie dankie. Here, baie dankie vir die kosbare voorreg om in die huis van die Here te wees vanaand. Dankie vir elke ene wat hier is. Ons sien uit, Here, na die woord. Ons sien uit daarna om die naam te besing, Here. Ons sien uit, want ons is die kinders, en ons is die kinders omdat U ons gekies het om die kinders te wees. Dankie, Here, vir die werk wat U in ons harte doen, en die werk wat U vanaand in ons harte gaan doen. En ek bid, Here, dat die woord vanaand wat van hierdie platform af kan kom, Here, ons harte diep sal tref, nie net om te hoor nie, Here, maar om ons te verander, om ons te bekeer, om ons weer te gebore, sodat ons hier kan uitstap, nuwe mense, Here, mense wat gevul is met die waarheid van die woord van die Here, en ons dit kan gaan uitlewe, die lig van die Here sal dra in die donkerte daar buite. Dankie, Here, dat ons ligdraers kan wees, dat ons die voorreg het, Here, dat U ons gekies het om ligdraers te kan wees. Gee ons dan ook vanaand ook, Here, nuwe krag, dat hierdie lampies van ons helderder en helderder sal brand, en ons sê vir U dankie daarvoor. Here, word vereer, word verheerlik in wat hier vanaand gebeur. Ons gaan nou ons harte oopmaak, Here, en ons gaan die lof besing, want U is wonderbaar. U is 'n heilige God, en U is ons Vader, en ons wil U net eer bring vanaand, Here, want U is goed, U is awesome, en ons love U daarvoor. Dankie, Jesus, ons loof en prys U naam. Amen. Weet, ware diensknegte van die Here, en ware kinders van die Here, het nie getalle nodig om God te aanbid nie. Omdat dit 'n leefwyse is. It must be a lifestyle om die Here te aanbid. So, ons kan lekker saam sing, prys die Here, maar kom ek sê vanaand vir u, ek sing nogal lekker in die stort. Amen. Lonesome Sonesome. Oudere, jy lag. Moenie lag, ja. Al stem my hond nie met my saam nie, maar ek wil sê dat ek voel regtig dat op 'n stadium, as ons amper vir my broer gesê het, toe die man hom gehoor sing, het hy sê, my broer het nog so 'n paar note onder die wat ek het. En op 'n stadium, toe sê die man vir my, sê vir hom, "Jene meneer, maar jy sing nou mooi, jy sing net soos Jim Rees." Nou, ek weet nie of dit so was, maar ek weet ons sing tot eer van die Here. Kom ons sing sommer lekker saam, terwyl ons tiendes en offergawes gee vir die werk van die Here. Is julle reg? Baie dankie. We're gonna worship the King. We're gonna praise His name. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. We're gonna worship the King. We're gonna praise His name. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. Let's worship Him. We're gonna worship the King. We're gonna praise His name. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. We're gonna praise Him in the morning, praise Him in the night, praise Him all day long. We're gonna praise Him in the morning, praise Him in the night, praise Him all day long. We're gonna praise Him in the morning, praise Him in the night, praise Him all day long. We're gonna lift up the mighty name of Jesus. Hear me singing the song. We're gonna worship the King. We're gonna praise His name. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. We're gonna worship
We're gonna worship the King. We're gonna praise His name. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. We're gonna praise Him in the morning, praise Him in the night, praise Him all day long. We're gonna praise Him in the morning, praise Him in the night, praise Him all day long. We're gonna praise Him in the morning, praise Him in the night, praise Him all day long. We're gonna lift up the mighty name of Jesus. Hear me singing the song. We're gonna worship the King. We're gonna praise His name. We're gonna lift up holy hands. We're gonna lift up holy hands. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. We're gonna praise Him in the morning, praise Him in the night. Let's praise Him all day long. We're gonna praise Him in the morning, praise Him in the night, praise Him all day long. Lift your hands and praise Him in the morning, praise Him in the night, praise Him all day long. Come and lift up the mighty name of Jesus. Hear me singing the song. We're gonna worship the King. We're gonna praise His name. We're gonna lift up holy hands. We're gonna lift up holy hands. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. Amen. Dit is goed om die Here te dien. O, hy is wonderlik, hy is so groot en hy is so goeie God vanaand. En pastoor het gesê ons is min, maar vanaand kan jou lofsange jou lewe verander. Hoeveel keer het ons in die Bybel gesien, dat wanneer hulle lofsange gebring het tot eer van God, het omstandighede verander. En kom ons sê, dalk moet ons nie net lofsange doen vir omstandighede om te verander nie. Dalk moet ons net bloot lofsange doen omdat God waardig is. Kom ons aanbid net vanaand God, omdat hy waardig is. Amen. My siel wag op die Here, hy is ons hulp, hy is ons skild. Hy red ons van die bose, ons vertrou sy genade. Hy het gespreek en het was, hy het gebied en het staan. Die Here is genadig en regverdig is ons God. Loof die naam van die Here, dien hom in blydskap. Erken dat die Here is ons God. Hy is sy volk, hy is ons Vader, aan sy woorde met lof. Want die Here is goed, hy is ons God. Wie is ons God? My siel wag op die Here, hy is ons hulp, hy is ons skild. Hy red ons van die bose, ons vertrou sy naam. Hy het gespreek en het was, hy het gebied en het staan. Die Here is genadig en regverdig is ons God. Loof die naam van die Here, dien hom met blydskap. Erken dat die Here is ons God. Sy volk, hy is ons Vader, aan sy woorde met lof. Want die Here is goed, hy is ons God. Kom ons loof die naam van die Here, dien hom met blydskap. Erken dat die Here
is goed, hy is ons God, want hy is goed, want die Here is goed, hy is ons God, want die Here is goed, hy is ons God, hy is ons God. Kom ons gee maar hande klap. Here, hy is 'n goeie God en 'n getroue God, Here, en ons wil die loof en die prys en die aanbid. Here, U is ons skuilplek en U is ons redding. Here, U is ons hoop en U is ons krag. U is ons sterk vors, Here. Here, maar U is liefde vanaand, Here, en ons wil U kom aanbid. Ons wil voor U kom neerbuig en ons halleluja's na U toe bring. Here, dankie dat ons op U kan wag, Here, dat ons by U kan skuil, dat ons weet U is daar. U is altyd daar, Here. U is groot en U is getrou. Dankie, Here. Die wat wag op die redding van die Here, vind al rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, die ek vertrou, is my God. Ek vertrou die goede naam, die wat glo, sal die nooit beskaam. God, wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, die ek vertrou, is my God. Ek vertrou die goede naam, die wat glo.
Dankie vir die teenwoordigheid, Here, ons smag na U. Kerebas, Here. As the deer panteth for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. As the deer
Dankie, ek in die sitplek en neem, is so lekker om die Here te aanbid. En ons hartsbegeerte is om die Here se naam groot te maak. Amen. Loof die naam van die Here. Ons groet ook ons mense van Kruiskyk vanaand wat saam met ons kyk en mag die Here vir die baie ryklik seën terwyl hy die woord van die Here saam met ons geniet. Nou, ek wil graag vanaand 'n bietjie met u praat, want ek glo dat die openbaring wat ons van die Here het, die verhouding wat ons met die Here het, bepaal in 'n groot mate die geloof en kommitment wat ons teenoor die Here het. Ons het dit baie al genoem dat as ek nie groot respek vir die woord van die Here het nie, gaan die woord van die Here vir my nie belangrik wees nie. Dan gaan ek maar net aangaan by my lewe en as iemand vir my iets sê, dan gaan ek net sê, ag weet, ek doen dit maar so, ek glo dis reg. Maar ek dink die enigste ding wat werklik reg is die woord van die Here. En dis die lig op ons pad en ook die lamp vir ons voete. Maar die openbaring wat ons het van die Here bepaal die kommitment, die toewyding en selfs ons aanbidding wat ons het. Ons sing nie maar net saam om saam te sing nie. Ons aanbid die Here, ons sing tot eer van die Here. En wanneer ons sing en aanbid en die Here se naam groot maak, dan is ons bewus dat die Here is in ons midde, want hy sê waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is die Here in julle midde. So dit beteken vanaand dat God is hier om wonderwerke in ons midde te doen. God is vanaand hier om jou lewensomstandighede te verander. Here is vanaand hier om vir jou 'n nuwe ondervinding met God te gee. Maar jy sien broer en suster, die belangrike ding is dat ons is 'n hele klompie mense saam en dit beteken dat terwyl ons saam is, dat ons almal dieselfde ervaring gaan hê nie. Ek meen ek het baie meisies in my lewe gesien. Nou nie verkeerd hoor hier in die kerk asseblief. Maar terwyl ek hulle gesien het, het ek een gesien. En jy sien die een wat ek gesien het so 'n verskil gemaak, dat dit my hele lewe verander het. En 'n mens kan met baie dinge van godsdienst besig wees, maar as jy nie met die ontmoeting met die Here of openbaring van die Here in jou lewe het nie, gaan jy bloot godsdienst hê. So ek moet sing, dat die pastoor daarom sien ek sing. Ek moet kerk toe kom, dat die pastoor daarom sien ek kom kerk toe. Ek moet daarom so nou en dan bid, dat my vrou kan dink ek het gebid. Maar jy sien broer en suster, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor die openbaring wat ek van die Here het, en die realiteit of die werklikheid wat die Here vir my is. As jy kyk in Daniël die 10de hoofstuk, nou, jy kan dit self gaan lees, eintlik 'n baie interessante gedeelte om te lees, maar ons sien dat ou Daniël vir 21 dae lang gevas het. En die 24ste dag het hy 'n ontmoeting gehad, 'n openbaring van God gehad, en hierdie openbaring het eintlik veroorsaak dat dit vir Daniël 'n nuwe dimensie oopgebreek het van dit wat die Here vir hom instoor het en dit wat die Here vir hom in gedagte het. En wat baie interessant is, as jy die gedeelte gaan lees, ek gaan dit nou nie vanaand vir u lees nie, maar jy sal sien dat hy sê in daardie dae, ek dink sou ek maar vir jou lees wat, in daardie dae Daniël, die volke, die volle weke getreur, smaaklike spys het ek nie geëet, en vleis en wyn het ek nie in my mond gekom nie, en ek het my glad nie gesalf totdat 3 volle weke om was nie. Maar op die 24ste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groot rivier was, dit is die Dekel, het ek my oë opgeslaan en daar sien ek 'n man met linne bekleed en sy heupe was omgord met goud van Efas. En sy liggaam was soos en sy liggaam was soos kristoliet en sy aangesig soos die flikker van bliksem en sy oë soos fakkels van vuur en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper en die geluid van sy woorde was soos die gedruis van 'n menigte. Maar wat baie interessant is van hierdie gedeelte is dat daar ander ouens saam met Daniël was en hulle het nie die gesig gesien nie. Jy sien, dit sê vanaand vir ons dat dit beteken nie dat as ons hier saam is, dat ons 'n ontmoeting met God gaan hê net omdat ons saam is nie.
Maar jy sien wat u vanaand gaan insit, en ons sien dit in die lewe van Daniël, dat hy het hom afgesonder, hy het 'n spesifieke tyd wat hy homself afgesonder het, en die aangesig van die Here gesoek het, en dan sien ons op die 24ste dag, het hy hierdie openbaring gehad, wat die Here hom aan hom geopenbaar het, maar daar was ook 'n rede dat die Here hom aan Daniël openbaar, jy weet, want baie keer is dit ongelukkig sodat baie mense sê, pastoor, bid tog dat die Here vir my 'n salwing gee. Nou as jy vir die persoon vra, nou wat wil jy daarmee maak? Nee, ek weet nie. Jy sien, die Here salf nie maar net om te salf nie. Die Here salf jou vir 'n doel, of dit vir jou aanbidding is, en of vir jou toewyding is, of jou diensbaarheid is, waar die Here jou ook al gebruik. Ons sien in die Ou Testament het die Here die konings, die priesters en die profete laat salf, maar hulle het 'n bepaalde roeping en 'n doel gehad. En ons sien ook in die lewe van Daniël, dat nadat die Here homself aan Daniël geopenbaar het, het die Here aan Daniël 'n opdrag gegee van die profetiese woorde wat Daniël moes spreek vir die volk van die Here, terwyl hy in ballingskap was. Ek dink baie keer, dat ons dink as dit met my goed gaan, en dit gaan met my lekker, dan kan ek die Here lekker aanbid. Wat daarvan, as dit nie met jou so goed gaan nie? Wat daarvan as jy nie so gesond is nie? Wat daarvan is dit vanaand, as jy nie alles het wat jy graag wil hê nie, en jy kom in die kerk, jy sê, ag, jy weet, ek het nou vandag so 'n mismoedige dag gehad, my skoonmaat heeldag met my gekuier, halleluja, en ek voel nou vanaand nie so lekker nie, en ek gaan nou nie vanaand so lekker aanbid nie, en daar is nou nie so baie mense in die kerk nie, en jy weet, en hulle sing ook vanaand nie die lekker koortjies nie. Kom, ek wil net vanaand vir u sê, die openbaring wat u van God het, bepaal die commitment van jou lof en jou aanbidding. En ons sien dit in die lewe van Daniël. In die openbaring sien ons dit ook, in die eerste hoofstuk in die 17de vers, sê Johannes, en toe ek hom sien, toe val ek soos 'n dooie aan sy voete neer. En hy sy hand op my gelê en sê, moenie vrees nie, want kyk, ek was dood, maar ek lewe tot in alle ewigheid. Die openbaring wat Johannes op die eiland van Patmos gehad het, was nie in gunstige omstandighede nie. Dit was omstandighede gewees waar hy eintlik afgesonder was om te gaan sterwe. Hulle het hom eintlik op Patmos gesit. Patmos beteken 'n klipprige of 'n rotsagtige plek was Johannes gewees, maar die woord van die Here sê dat ten spyte daarvan dat hy in hierdie omstandighede was, roep hy uit en sê, maar ek was in die gees op die dag van die Here. Jy sien om in die gees op die dag van die Here te wees, beteken dat ek het myself afgesonder ten spyte van my omstandighede. En ons sien die openbaring wat hy gehad aan by dieselfde as wat ons sien wat Daniël gehad het. Sy hare so wit soos wol, sy oë soos 'n vuurvlam, sy stem soos die stem van baie waters, en sy die kleed wat tot by sy voete hang, en sy voete wat blink soos blink koper. Kom ek sê net vanaand vir u, dat hierdie ondervinding wat Johannes met God gehad het veroorsaak dat Johannes die boek Openbaring kon skrywe. Want jy sien, hy het 'n openbaring gehad van die heerlikheid van die Here. Die openbaring wat u en ek het van die Here gaan bepaal hoe ek myself gaan toewy, gaan bepaal van watter soort lewe ek gaan lewe. Want jy sien, dan gaan die Here vir my belangrik word. Ek dink baie keer, en ek sê dit baie keer vir mense in my kantoor, as hulle daar 'n draadjie kom maak, dan sê ek, die teenwoordigheid van die Here in jou lewe, die bewustheid van God in jou lewe, gaan bepaal wat jy gaan doen en nie doen nie. Jy sien, as die Here nie vir my baie belangrik is nie, gaan ek dinge doen, en ek gaan dit doen dat die pastoor of die kerk dit nie sien nie. Ek het al in my lewe, het ek al op Oude Meester gesit, ek het op Gold Dollar gesit, waar hulle vinnig weggesteek het toe die pastoor daar gekom het. Maar jy sien, broer en suster, dat die oomblik wanneer die Here vir my bewustheid word, en nou veroordeel ek nie vanaand, maar al wat ek graag wil sê, as God vir my 'n realiteit word, het ek nodig om niks weg te steek nie, want ek gee alles vir die Here. Want jy sien, dit gaan oor sy heiligheid, dit gaan oor sy heerlikheid, dit gaan wanneer dit kom by aanbidding nie hoe ek voel nie, dit gaan nie oor wat vandag in my lewe gebeur het nie, maar ek sluit myself af vir die dinge van die wêreld, sodat ek kan kontak maak met die lewende God. Dis waarom ek vroeër vanaand gesê het, dat God is in hierdie plek vanaand om vir jou 'n goddelike, bonatuurlike wonderwerk in jou lewe en jou liggaam te doen.
En al wat die Here wil hê, is dat ons met daardie openbaring kry van wie ons aanbid. Hy is die Alfa en hy is die Omega. Hy is die begin en hy is die einde. Hy is vanaand die rots van die eeue. Hy is die lewende woord van God wat staan tot in alle ewigheid. En daar is geen mag en geen krag wat hom kan keer nie. Hy is God vir ewig. Is hy wonderbaar en 'n raadsman. Jy sien die openbaring wat ek het gaan bepaal wat my toewyding gaan wees. Ek het net in die week vir iemand gesê, dis die wonderlike ding van die Here, is dat omdat hy alles weet, hoef ek niks weg te steek nie. Het is wonderlik om te weet dat wanneer jy na die Here toe gaan, hoef jy niks weg te steek nie, want die Here weet dit voor jy nog daar is. Ek dink baie keer die Here wil eintlik net vir jou sê, ek hoop jy kom dit ook agter, dat jy dit ook weet. Maar hy weet alles, prys die naam van die Here. Ek dink die belangrike ding wat ons vanaand vir onsself moet vra, is hoe kan ek hierdie heerlikheid van die Here sien? Hoe kan ek in hierdie heerlikheid van die Here ingaan, want jy weet ons leef in 'n wêreld waar alles kits gebeur, alles is kits, kits kos en kits koffie en kits huwelike en kits verhoudings en ek weet nie wat is nog alles kits nie. En alles gebeur so vinnig, jy weet, nou dis ook gerieflik en half gemaklik baie keer, want jy weet, jy kan net instap 2 hamburgers en 'n slapchips en daar gaan jy. Julle aandete by mekaar. Maar jy weet, aan die einde van die dag sien ons, dat in hierdie gedeelte dat Daniël het 'n afsonderingstyd gehad, en in sy afsonderingstyd wat hy gehad het die Here hom voorberei vir 'n openbaring. Maar jy sien, God wil hom nie net aan Daniël geopenbaar het, dat Daniël kan sê dat ek het die heerlikheid van die Here aanskou nie, maar die heerlikheid van die Here moes die lewe van Daniël verander. Die heerlikheid van die Here moes die toekoms van Daniël verander. Die heerlikheid van die Here moes die woord van Daniël verander. Die heerlikheid van die Here moes die aanbidding van Daniël verander. Ons weet in Daniël 1 en in Daniël 10 sien ons hoe dat hy afgesonder het en spesiaal geweier het om die koning se kos te eet, terwyl hy geweet het dat hy homself wil afsonder in die teenwoordigheid van die Here. Ons vra onsself baie keer die vraag, pastoor, wat kan ek doen? Paulus skryf in 2 Korintiërs 6 vers 17, hy sê, gaan onder hulle uit en sonder julle af. Weet die ou mense het altyd 'n spreekwoord gehad, hulle sê jy moet bid totdat jy deurgebreek het. En ek weet, baie mense het gespot daarmee, pastoor Billy sê hulle, maar hoe kon jy deurbreek, jy het klaar deurgebreek. Nou, party ouens het al deurgebreek, maar ander ouens dink hulle deurgebreek. Jy sien, maar die oomblik as jy deurgebreek het, dan praat jy nie meer in teoretiese taal nie. Jy praat in ondervindingstaal, halleluja. Want jy sien, ek het 'n ondervinding met God gehad. Dit was nie 'n teorie gewees, of net 'n dingetjie wat ek in my kop gekry het nie. Daar was 'n ervaring met God, die aand toe die Here my siel gered het, toe hy my sonde van my weggeneem het, en ek as 'n sondaar by die altaar kon gekniel het, en weggestap het as 'n kind van die Here, want toe die Here in my kom woon, en sy krag en sy heerlikheid in my kom woon. Dis waarom die apostel Paulus sê, julle wat dood was in die misdade, en die sondes het hy lewend gemaak in Christus. Dank God vir lewe. Dank die Here vir die lewe wat hy gee. Hoe kan ek dit kry? Jy sien, ek moet myself afsonder, gaan onder hulle uit. Ek dink as daai een ding is wat ons onsself mee kan afsonder, hier wil ek ook 'n belydenis doen, is ons selfone. Ag, halleluja. Sê tog ouch asseblief julle wat nie wil aansien. Maar weet jy, daai ding het ons lewens so geokkupeer, dat jy sit omtrent 80% van die dag om te kyk wie het vir jou boodskap gestuur. Wanneer laas het ons gekyk wat God vir my gestuur het, en wat die Here vir my gesê het. Sien vriende, ek wil nie veroordeel, al wat ek vanaand wil sê, dat die ondervinding wat ons gaan hê, die openbaring wat ons van God gaan hê, gaan bepaal word deur wat ons bereid is om prys te gee. Pastor Billy het vanmôre baie mooi daar gepraat in Johannes 4 het, dat die Here kom en hy vat goed weg, maar jy sien, hy vat nie goed weg om niks in te sit nie, want hy wil die lewende water nou sit, en ons sien, dat die vroukie by die put van Jakob sê, moet ons daar aanbid of hier aanbid, want hy sê die Here, maar daar kom 'n uur, dit is nou, wanneer die ware aanbidders God in gees en in waarheid gaan aanbid. Dan moet 'n oomblik aanbreek wat dit nie meer gaan oor die musiek nie. Dit gaan nie meer oor watter koortjie ek sing nie. Dit gaan eintlik dat ek hom in gees en in waarheid aanbid. Ek is 'n ervaring van God se heerlikheid en God se krag. En daarom moet ek nie toelaat dat omstandighede bepaal of ek gaan aanbid nie. Ek het baie keer gekry
as hulle ouens daar in die kerk staan, as hulle lyk hulle so hierdie opblaasparatjies, wie jy weet wat sulke bolbekkies het. En dan as jy na die diens wil vra, sê, pastoor, jy is nie glo wat vanmorgen my gebeur, hierdie vrou van my, het my vanmorgen so kwaad gemaak, of sê dit of dat gedoen. Vriende, kom ek sê vir jou vrou of jou kinders of omstandighede bepaal nie wie God vir jou is nie. Hoor wat ek vanaand vir u sê. Ons moet op 'n plek kom in ons lewe wat ons geestig volwasse kan word, dat wanneer daar iets by die huis gebeur, dan los ek dit by die huis. Jy kan maar amen sê. En as daar iets by my skoonma gebeur het, dan los ek dit by my skoonma. Ja, sê hard amen. En daar iets met jou kinders gebeur het, los het by hulle. Wat die sien broer en suster, wat die vyand baie keer doen, is dat hy is geneig om dinge te laat gebeur in jou lewe, sodat wanneer jy by die kerk kom, nou jy ewe skielik, jy was nou ongelukkig, jy het by kerk toe gery, en toe jy het kerk toe ry, toe vraag vir jou vrou, het jy my beursie gevat? Nee, ek het hom ongelukkig verkeerd. En aan mekaar is daai tweetjies. Wat ek vanmorgen sê, ek het ons vir my vrou gesê, ons kan oor enige ding argumenteer, sy moet net weet, ek is altyd reg. Maar jy sien, dis wat die vyand wil hê, waar ons op 'n plek kom, waar ons soos Daniel sê, dat ek gaan nie toelaat, want jy sien, ons sien dat saam met Daniel was daar ander mense, maar terwyl die ander mense daar was, het Daniel 'n openbaring van God gehad. En hierdie openbaring het die verskil in sy lewe gemaak. Ons sien dit ook in die boek van Openbaring met Johannes. Die omstandighede het nie bepaal dat Johannes kon gesê het, ek was in die gees op die dag van die Here nie. Dit was sy verhouding met God, wat veroorsaak het dat hy op Patmos kon sit, in omstandighede wat hy geweet het, hy heel waarskynlik gaan sterf, en dat dit die einde van sy lewe gaan wees, en hy sit daar op Patmos, en die volgende oomblik toe roep hy, ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het 'n stem agter my gehoor, en hy sien hierdie wonderlike openbaring van die heerlikheid van die Here, wat Jesus homself aan Johannes openbaar, want Johannes moes dinge skryf wat was, wat is, en wat weer sou kom, en hy kon dit alleenlik doen as hy 'n persoonlike verhouding met God het, sodat hy 'n korrekte weergawe kan gee van die heerlikheid van die Here. Dis tot ons beskikking vanaand vir elkeen. En ek glo dat die Here wil vanaand hê dat elkeen van ons moet weet dat hierdie openbaring wat ek van die Here kry, gaan bepaal wat my verhouding met die Here gaan wees. As die Here vir my nie belangrik is nie, gaan ek so 'n lewe wat ek probeer leef om goed vir ander mense weg te steek wat hulle nie moet sien nie. Maar wanneer ek lewe in 'n verhouding met die Here en 'n wonderlike openbaring van hom het, gaan dit die verskil wees in my lewe. Ons sien hierdie openbaring wat Johannes gehad het en wat Daniel gehad het, en ons sien dat dit 'n lewensverrykende veranderende lewens gehad. Maar jy sien broer en suster, dat ons dit ook 'n verantwoordelikheid. Die Here gee nie net vir ons hierdie openbaring, ons soek nie net openbaring en ontmoeting nie, maar ook gee die Here vir u 'n verantwoordelikheid. Met die openbaring wat u van die Here het vanaand, wil die Here hê dat ons moet dit gebruik tot eer van sy naam, om hom te aanbid, om hom te vereer, om hom groot te maak, om vanaand hom te ken as die koning van al die konings en die Here van ons lewens. Jy weet, ek lees nou die verhaal en dit het my nogal so diep getref. Ek weet nie wie van julle ken hierdie lied wat hulle sing, ek dink Gerard sal hom dalk ken, his eyes is on the sparrow, and I know he watches me. Dis 'n ou lied wat hulle sing, en dis eintlik 'n fantastiese lied om te weet dat die Here sy oog op die voëls hou van die aarde, maar die Here hou ook sy oog op ons as mens. En vertel dat daar in 1905, ek dink dit was daar ergens in Amerika gewees, in New York, 'n plek met die naam van Ellen May Sweets, was daar 'n vrou gewees, wat vir 20 jaar lank bedlêend was. 20 jaar het sy in die bed gelê, en hulle kon nie verstaan waarom sy so baie vreugde het nie. Hoekom is sy so bly en so opgewonde? Mense het eintlik na haar toe gekom en deel van haar opgewondenheid te kom opslurp en opdrink, want sy is so opgewonde in alles in die Here in besonder. En toe vra hulle vir haar,
Maar as jy 20 jaar bedlend is, sou mens half verwag het dat sy so gesê het, ek wens ek kon gewees het soos julle, ek wens ek kon geloop het, ek wens ek kon gepraat, ek wens ek kon kerk toe gegaan het. En 'n vraag vir haar, waarin lê jou vreugde? En sy sê die woorde, sy sê, die oog, his eyes is on the sparrow, and I know he watches over me. Nou maak sy hierdie verklaring, why should I be discouraged? Waarom sal ek moedeloos wees? Waarom sal ek mistroostig wees? Want die oë van die Here is op my. En 'n man skryf hierdie lied tot eer van die Here vir wat hy in hierdie vrou gesien het. Jy sien, broer en suster, die verskil was, is dat die siekte het nie die openbaring van God van haar weggeneem nie. Die feit dat sy bedlend was, het haar nie ontmoedig om bly te wees nie. En ek sê, baie keer is blydskap maklik as ek 'n groot check gekry het, dit gaan goed met my kas is vol kredeniers, en ek het genoeg vleis om te eet, en genoeg petrol om in te gooi. Een van die dae gaan ons in elk geval die brandstof op huurkoop en die karre op skuld, kontant koop of wat ook al. Maar jy sien, is maklik om te sê, as dit met my goed gaan. Maar hierdie persoon sê, ek kyk nie na my omstandighede nie, want die oog van die Here is op my. En sy weet dat hy wag oor haar. Jy sien, die feit dat sy dit geweet het haar vreugde gestimuleer. Die feit dat sy verhouding met God gehad, die openbaring wat sy van die Here gehad het, was groter as haar krankheid, was groter as haar siekte. Kom ek sê vanaand vir u, dit skep 'n platform, en dit skep 'n kanaal vir God, om wonders te doen in jou liggaam. Maar jy moet op daai plek kom vanaand en sê, sodat my blydskap is in die Here. Paulus verklaar dat hy sê, verbly julle in die Here. Die blydskap in die Here is jou beskutting, is jou beskerming vanaand. Maar ons moet dit vanaand beoefen, ons moet kom op daardie plek wat my vreugde en my blydskap, my oorwinning en alles wat ek elke dag besit en elke dag ervaar, nie afhanklik word van wat ek is en wat in hierdie mistroostige wêreld rondom ons gebeur nie, maar dat ons oë gefokus hou op Jesus en sê, Here, ek soek 'n groter openbaring van die Here van die heerlikheid. En ek soek 'n groter heerlikheid van die Here in my eie lewe. Ek soek, Here, dat U vir my so, ek wil amper sê, prominent sal word in my lewe, dat niks anders gaan saak maak as Jesus Christus en hy alleen nie. Jy sien, as ek op daardie plek kom, dan vind ek uit dat die doel vir die feit dat ek 'n ontmoeting met God het, is dat die Here wil jou erns gebruik. Vir hierdie persone wat nou so na die persoon toe gaan het wat 20 jaar bedlend was, kan 'n mens nou vir jouself dink, jy's gesond, jy het alles wat jy nodig het, jy kom by iemand wat bedlend is, en jy moet eintlik na so iemand toe gaan om vreugde te gaan sien. Sien, vreugde en oorwinning en krag lê nie in wat jy het nie. Dis in wat jy ontdek het en wat jy ervaar in Christus. Dis waarom Johannes op Patmos hierdie openbaring kon gekry het. Hy sê dat ek was in die gees op die dag van die Here. Jy kan vanaand in die gees kom in hierdie plek. Jy mag die moeilikste omstandighede op kruis kyk. Jy mag vanaand in 'n krankheid lê, maar jy kan in die gees op die dag, en dan begin die wonderwerkende krag van die Here vrygestel word. Dan word die heerlikheid van die Here geopenbaar, en God kom in al sy krag en al sy majesteit, en hy kom en hy openbaar homself in jou so mate, dat Johannes kon geskryf het, dat ons vandag nog kan lees wat Johannes ervaar het. En ek wil vanaand vir u sê, ek soek dit in my lewe. Maar jy sien, daar is een groot vereiste, dat ek moet minder word, sodat die Here meer kan word. Ek sê dit baie keer vir mense, en die hulle weet, jy kan my maar koppel aan dit. Ons sê vir ons kruiskyk mense, die Here seën vir u. Maar ek sê dit baie keer, dat die duiwel is nie my probleem nie. Ek is my eie probleem. En weet jy wat? Die Here is vanaand hier, om iets te doen, al wat die Here van jou verlang vanaand te verwag. Jy kan maar opkom, Elrie, is dat jy moet oorgee. Daar is 'n ou koortjie wat sê, I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. En as jy vanaand hier is, in hierdie kerk, as jy miskien oor die lewendige stroom luister, sê vanaand, Here,
dat ek wil hierdie heerlikheid sien. Ons sien in al twee gevalle, in Daniël, na so baie ander wat 'n mens vanaand uit die Bybel voorbeelde kan noem. Maar ons sien in hierdie twee gevalle, dat die openbaring wat hulle van God gehad het, was dat Daniël het die Here gesoek met alles wat in hom was. En Johannes het 'n verhouding met God gehad in so 'n mate, dat hy op Patmos in hierdie moeilike omstandighede die Here se heerlikheid kan aanskou en die heerlikheid van die Here kan sien. En vanaand is dit tot jou beskikking. Kom ons staan en ons sing hierdie koortjie saam. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender Ek weet nie wat daar is wat jy moet oorgee vanaand nie. Net die Here alleen weet, wat is daar wat ons terughou, en wat is daar wat staan tussen ons, en die Here dat hy nie sy heerlikheid kan openbaar nie. En ek wil graag sê dat ek voel in my hart om vanaand te sê dat ek glo dat die Here wil hê, dat ons op 'n plek sal kom dat ons sal sê, Here, ek wil vanaand wegstap uit my verlede uit. Ek wil stap uit my mislukkings uit. Ek wil stap uit al die foute wat ek gemaak het. Want jy weet baie keer dat jy's die vyand wat dit gebruik teen ons. Jy sê, jy weet, jy's kan nie eintlik 'n sukses maak. Kyk hoeveel foute het jy gemaak. Maar die Here wil hê dat jy moet sien vanaand dat hy is die gewer. Hy is die een wat homself openbaar en sy krag. Die Here openbaar nie net om homself bekend te stel nie. Sien toe die Here hom aan Johannes en aan Daniël geopenbaar het God sy krag en sy heerlikheid aan hom geopenbaar. Dis waarom Johannes soos 'n dooie aan sy voete neergeval het. Maar die Here het eintlik vir hom sê, Johannes, wat ek wil hê en Daniël, wat ek wil hê julle moet weet, dat hierdie oomblik die openbaring van myself aan julle beteken dat God is nou saam met julle. God is nou by julle. Sy krag en sy heerlikheid is tot jou beskikking vanaand. Moenie toelaat dat die duiwel vir jou lieg en sê, ag, jy's 'n mislukking en jy sal nooit regkom nie. Glo die woord van die Here, dat die Here sê vanaand vir jou, dat ek wil vir jou iets doen en ek wil jou lewe, ek wil aan myself aan jou openbaar vanaand. So mense vanaand, steek net die hand op en dan sak dit weer. Dankie, Here. Vader, ons eer U vanaand vir elke persoon wat U begeerd het. En ons besef en ons weet, Here, dat U wil U self in krag en heerlikheid aan ons openbaar, sodat ons die heerlikheid van die Here kan sien. Here, hierdie heerlikheid
gaan ons aanbidding verander. Hierdie heerlikheid gaan ons toewyding aan die Here verander. Hierdie heerlikheid gaan ons verhouding met die woord en Here, ons verhouding met ander mense, ons verhouding in ons huwelik en ons gesinne, dit gaan dit vir alles verander, want dit gaan gedryf word deur die teenwoordigheid en die heerlikheid van die Here. Ons prys en ons loof U vir wat U vir elkeen vanaand doen, in die wonderlike naam van die Here, en die van U wat dit ontvang het sê, hart amen. Prys die Here. Kan ons 'n lekker koortjie saam sing tot eer van die Here. Wat sing ons? I've got a life of God in me. I've got the life of God in me. I've got His life, His nature, and His ability. I've got the life of God in me. I've got the life of God in me. I've got the life of God in me. I've got His life, His nature, and His ability. I've got the life of God in me. I've got the love of God in me. I've got the love of God in me. I've got His love, His nature, His ability. I've got the love of God in me. I've got the love of God in me. I've got the power of God in me. I've got His power, His nature, and His ability. I've got the power of God in me. En die volk van die Here sê amen. Ek het dit vanaand, prys die naam van die Here. Kom ons steek ons hande op, ontvang die seën van die Here. Vader, ons seën elkeen in die mooie naam van Jesus. Maar Here, besonder wil ek vanaand hierdie gehoor, seën met 'n nuwe openbaring van die heerlikheid van die Here. Here, of dit in hierdie nag is, hier in die kerk nou, in hierdie oomblikke, in die nag wanneer ons slaap en droom, Here, dat die heerlikheid van die Here aan 'n so 'n realiteit sou word, dat dit totaliteit, 'n verandering in 'n totaliteit in hulle lewens gaan bring, dat dit vernuwing gaan bring, 'n nuwe krag gaan bring, 'n nuwe heerlikheid gaan bring. Ons spreek dit uit in die naam van Jesus, en die kinders van die Here sê, amen. Mag die Here ryklik seën en geniet die res van die aand. Hoor hy gelowige een daar agter.